Ek hoor 'n jong vrou sê, ek het vandag gaan werk en nou is ek by die huis en nou maak ek kos en nou gaan ek slaap en môreoggend staan ek op en gaan ek weer werk toe. En is dit nou wat ek moet doen vir die volgende 60 jaar en dan gaan ek dood? Is dit wat in die lewe is? Dan dink ek so, joh, as ek net vir kan die hoop gee van die evangelie van die koninkryk van God, want dit is presies wat dit is. Want ons kyk na hierdie wêreld, dan maak dit ons moedeloos. Partykeer het ons 'n mooi vooruitsig, maar dit is van korte duur. Dit hou so rukkie. En dan sit groot ding. Dis soos 'n verhouding, of selfs 'n huwelik of 'n kind wat gebore word of 'n werksgeleentheid, ons net so rukkie. En dit weer weg. En dan dink jy, is daar niets meer nie. Dit nou dit. En ons het 'n absolute voorreg en 'n vreugde om te weet, daar is meer. Hierdie is nie die lewe nie. Dis die voorportaal tot die lewe. Want as ons net op Christus vertrou het vir hierdie lewe, is ons die ellendigste van alle mense. En dis ongelukkig wat baie mense doen. Dis wat godsdienst bedryf. Hy help my in hierdie lewe. Maar wanneer ek oorgegaan het na die koninkryk van lig, dan verander ek my burgerskap van hierdie koninkryk, van hierdie wêreld, van die tydelike na die ewige. En alles in my verander. My visie verander, my tydlyn verander. Dis seker die grootste verandering wat 'n mens onmiddellik besef, is my tydlyn verander. Want my tydlyn is 70 of 80 jaar. En dan word daai grens gebreek en daar is nie meer 'n einde nie. En ek beplan nie meer vir 5 jaar, 10 of 20 en ek neem 'n polis uit en ek betaal oor 40 jaar uit en dan gaan ek oud wees en dan moet die polis vir my betaal en dan gaan ek doodgaan en dan is dit die einde van my lewe. En daai bordjie daar wat sê einde verdwyn en jou lewe gaan aan. Hoe ver? Vir ewig. En jou hele visie, jou hele uitkyk, jou prioriteite verander totaal. Want jy leef nie meer vir hierdie tydelike, sienlike nie. Want jy weet, ek lewe vir ewig. En alles wat jy doen en bedink, word beïnvloed met daai denke. En hoe meer volwasse jy word in die geloof, hoe meer gebeur dit. Dis die tragiese van godsdienst. Dit hou ons absoluut terug. Dis soos iemand wat in 'n ketting vas is. Die ketting is met 'n pen in die grond vasgeslaan en jy kan so 20 meter om hierdie pen beweeg. En jy het dit al kaal geloop om hom, maar so 'n sirkel om daai pen, maar jy kom nie verder as dit nie, want godsdienst hou jou terug. Paulus sê dit as drek beskou, en ons moet dit as drek beskou, om die uitnemendheid van Christus te verkry. Wie is Christus? Dis ons koning. Dis ons leidsman, dis ons redder. Dis ook ons oudste broer. Dis ons mede-erfgenaam. Dis ons God. En ons verhouding is met hom. En godsdienst is ons verhouding met mense. En God is daar iewerster. Ons kom almal by mekaar en ons doen dinge en ons bedryf 'n besigheid. Ek sê dit nou nie lelik nie, maar ons is baie besig. En iewerster in dit skyn God dalk so 'n bietjie deur. Maar as ons van dit kan ontslaa raak, dan is dit net hy. Ons is geneig om mense te volg. En dis wat godsdienst so aanloklik maak. Maar ons volg nie mense. Ons volg die herder. Die skape volg nie mekaar nie. Ons val almal nie so. Ons volg die herder. Elkeen as 'n individu volg die herder. Het 'n verhouding met die herder. Leer by die herder. Maar ons behoefte is, ek soek 'n mens. Waar's die mens wat ek kan volg? En ons moet dit nie doen nie. Want dan gaan ek nooit uitkom by die verhouding met hom nie. Ons sê ons het 'n verhouding. Maar ons doen nie. En as ek nie 'n verhouding met hom het nie, is dit juis wanneer hy sê ek ken jou nie. Jy het nie 'n verhouding met my gehad nie. Jy het baie van my gepraat, jy het baie van my geweet, maar ek ken jou nie. Ek het jou nie as 'n vriend leer ken nie. Daar was nie gemeenskap nie. Ons het nie gesels nie, ons het nie gekuier nie. Ek ken jou hart nie, ek ken nie my hart nie. Want ons soek 'n middelaar tussen ons en ons middelaar. En ons leer hom nie ken nie. So ons moet waak daarteen om mense te wil volg. Die oomblik as jy besig is om 'n mens te volg, hou op. As jy maar ken nie 'n ander manier nie, leer 'n ander manier. Hoe is dit? Ek leer hom ken deur sy woord. Ek gaan op my knieë, ek bid tot hom. Ek sê Vader, ek wil U volg. Lei U my, wys U my die pad. En as ons hom toelaat, dan doen hy dit. Want dis hoe dit werk. Ons aanbid hom nie deur 'n organisasie of 'n persoon nie. Ons bid hom direk, ons verhouding is met hom. En die einddoel van ons geloof is die saligheid van ons siele. Wat is die saligheid van ons siele? Dit is die ewige lewe. Wat is die ewige lewe? Dis ons hoop. En die woord hoop is ongelukkig deur Afrikaans 'n bietjie aangepas en dit is nou, ek hoop dit gaan reën. Ek hoop ek gaan deurkom. Ek hoop ek gaan my rekening kan betaal. Dis nie hoop nie.
Hoop is 'n wete. 'n Wete dat ek vir ewig lewe. Bedoelende, prakties, as 'n dag hulle my in die graf gaan sit, gaan grond op my gooi, maar dit is net my liggaam. Ek gaan aanhou lewe. Ek gaan of lewe in die dood, of ek gaan lewe in die lewe. Nou wat is die lewe en wat is die dood? Die dood is sonder God, want hy is die lewe. Yeshua sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Sonder hom is ons uiteinde die dood. So almal van ons wat ons toekoms 70 of 80 jaar vooruit beplan, is verkeerd, want ons kan nie doodgaan. Ons lewe ewig. As gevolg van ons sonde, gaan ons ewig van God geskei wees, en dit is die hel. Maar, as ons 'n verhouding met hom het, as ons hom leer ken, as ons hom aangryp, as ons ons burgerskap verander, as ons hierdie wêreld en sy dinge afsterf, sy ou mens doodmaak, as ons die lam volg waar hy ook al heen gaan, dan gee hy vir ons die lewe. En hy het dit verdien vir ons. Hy het dit verdien. Sy lewe was goed genoeg, dat ons kan lewe. En dit is die hoop. Nou dink ek weer aan hierdie vrou wat gesê het, is dit al wat dit is? Wat het Salomo gesê? Sy gejaag na wind. Ek het alles gedoen, alles. Alles wat ek wou doen, het ek die vermoë gehad om te kon doen. Ek het al die gesag in die wêreld gehad. Ek het al die rykdom in die wêreld gehad. Ek het al die wysheid in die wêreld gehad. Ek het my oë niks ontsê wat ek begeer het, alles. En nou kom ek aan die einde en ek sien niks van dit het waarde gehad nie. Sy gejaag na wind. Want dit is die voorportaal van die lewe. So die graf is die deur wat ons deurgaan. En ons gaan in die ewige lewe. En nou weer eens is ons hoop. En daai hoop is geloof, dis 'n vaste vertroue, dis 'n wete.